Deuteronomium, hoofstuk 3. Toe het ons gedraai in die rigting van Basan en daarna toe getrek. Maar Og, wat koning van Basan was, het met sy leer opgeruk om oorlog teen ons te voer by Edrei. En die Here het vir my gesê, jy moet glad nie vir hom bang wees nie, want ek gee hom, sy volk en sy land in jou hande oor. Doen met hom wat jy met Sihon, die Amoritiese koning wat in Hesbon gewoon het, gedoen het. Die Here onse God het vir Og, die koning van Basan en sy hele volk aan ons oorgegee. Ons het hulle vernietig en daar het geen een van hulle weggekom nie. Gedurende daardie tyd het ons al 60 van sy stede ingeneem. Daar was nie een stad wat ons nie kon inneem in die landstreek Argob, die koninkryk van Og nie. Hierdie stede was almal versterk en het baie hoë mure rondom gehad met poortdeure en sluitbalke. Daar was ook 'n groot aantal kleiner dorpies wat nie mure rondom gehad het nie. Al die inwoners het ons met die banvloek getref, net soos ons gemaak het met Sihon, die koning van Hesbon. Die mans, die vroue en die kinders in al die stede is met die banvloek getref. Die buite in die stede, asook al die vee, het ons vir onsself geneem. Gedurende daardie tyd het ons die hele landstreek oos van die Jordaanrivier, wat strek vanaf die Arnonrivier tot by die Hermonberg afgeneem van die 2 Amoritiese konings. Alhoewel die Sidoniërs die Hermonberg Sirion noem die Amorite dit Senir. Dit is al die stede van die hoogliggende gebiede oos van die Dooie See, asook die stede van Gilead en Basan tot by Salga en Edrei, al die stede van die koninkryk van Og wat in Basan regeer het. Og, die koning van Basan, was die laaste oorblywende Refaït. Hy het 'n ysterbed gehad wat 9 L of ongeveer 4 meter lank was en sy breedte was 4 L of ongeveer 1,8 meter gewees. Dit staan nog steeds daar in Rabba van die Ammonite. Van Aroer wat langs die Arnonrivier lê tot in die helfte van Gilead se bergwêreld, daar die hele landstreek met al die stede daarvan het ons gedurende hierdie tyd in besit geneem en ek het dit aan die stam van Ruben en die stam van Gad gegee. Die koninkryk van Og, dit is die oorblywende deel van Gilead en die hele Basan, is aan die halwe stam van Manasse gegee. Die hele landstreek van Basan, die gebied van Argob, het voorheen bekend gestaan as die land van die Refaïte. Tot by die grens van Geser en Maaga, daar die hele gebied van Argob, is aan Jair uit die stam van Manasse gegee. Hy het Basan en die ander dorpe na homself vernoem. Vandag nog word Gavoed Jair of die tentdorpe van Jair genoem. Ek het Gilead aan Mager gegee. Vanaf Gilead tot by die middel van die Arnonrivier het ek aan die stam van Ruben en die stam van Gad gegee. Dit strek tot by die grens van Ammon. Die Jordaanvallei oos van die Jordaanrivier, met die Jordaanrivier as sy grens, vanaf die see van Galilea tot by die Dooie See, met die hange van Pisga aan die ooste kant, is ook aan hulle gegee. En gedurende daardie tyd het ek vir julle gesê, alhoewel die Here hierdie landstreek aan julle as besitting gegee het, moet al die dapper manskappe gewapend voor die ander Israeliete julle broers uittrek. Julle vroue, kinders en vee, want julle het baie vee, mag egter gaan woon in die stede wat ek vir julle gegee het. Wanneer die Here vir julle broers, die ander Israeliete, hulle erfdeel gegee het aan die ander kant van die Jordaanrivier en hulle dit in besit geneem het, mag julle terugkom na die eiendom wat ek hier vir julle gegee het. Ek het ook aan Joshua gedurende daardie tyd gesê, met jou eie oë het jy gesien wat die Here ons God als aan die 2 konings gedoen het. Hy gaan dit ook met al die koninkryke waarin jy oortrek doen. Die Here julle God sal vir julle veg, daarom mag jy hulle nie vrees nie. Gedurende daardie tyd het ek ook by die Here gepleit en gesê, ag, Here, Here, aan my, u diensknegt, het u reeds begin wys hoe groot u is en hoe sterk u hand is. Kan daar enige ander God hier op aarde of bo in die hemel wees wat sulke kragtige dinge doen soos u? Kan ek ook asseblief na die mooi land aan die ander kant van die Jordaanrivier oortrek? Ek wil ook daar die pragtige bergland in die Libanon sien. Maar die Here was kwaad vir my as gevolg van julle en wou my nie aanhoor nie. Die Here het egter vir my gesê, genoeg nou, moenie weer met my praat oor die dinge nie. Maar jy moet na die kruin van Pisga klim. Kyk dan van daar na die weste, noorde, suide en ooste en jy sal dit met jou eie oë sien.
Jy mag egter nie oor die Jordaanrivier gaan nie. Aan Josua moet jy al sy bevele gee. Jy moet hom moed inpraat en versterk, want dit is hy wat voor die volk sal uittrek en hulle die land laat erf wat jy gesien het. Op daardie stadium het ons in die vallei aan die ander kant van Bet Peor gebly.